Ek het besluit die tema is om te praat oor ou jaar, maar ook nuwe moed. So ou jaar, nie ou moed nie, maar nuwe moed, om 'n bietjie daaroor te gesels. En ek het net een enkele teksvers wat ek graag wil deel. Die interessante van die boek Spreuke is, elke spreuk is mos omtrent 'n vers op sy eie. Jy kan 'n hele preek of 'n hele boek oor elke een van hulle hê. In Spreuke 28 vers 1 staan die woorde: Die godlose hardloop weg, al jaag niemand hom nie. Die regverdiges het die moed van 'n leeu. Ek lees dit weer. Die godlose hardloop weg, al jaag niemand hom of haar nie. Die regverdiges het die moed van 'n leeu. Nou 'n vriend van my was baie lief. Ek is lief gewees voor my rugoperasie. Alle goed was lief om te draf, marathons, Steenbras toe gedraf, al dies meer. En so ek was lief om te beweeg op die pad. En hy was vreeslik lief om hierdie eerste deel vir my te sê hoekom hy nie hardloop nie, want hy sê dis net godloses wat hardloop, al jaag niemand hulle nie. Nou ek wil nie vir jou dit sê nie, asseblief, as jy kan draf solank jy kan, want dit is baie lekker en dit doen mense goed ook daarmee saam. Maar net om die konteks te sê, godlose bedoel eintlik, dis mense wat vir God nie eerste in hulle lewe stel nie. Hulle stel ander goed eerste in hulle lewe, maar hulle is godloos. Hulle sit nie vir God eerste nie. Terwyl aan die ander kant, vir die gedeelte word juist gebruik die regverdiges, en dis die mense wat vir God eerste stel, wat sê, U is my Here, U is my leier, U is my meester, watter woorde ons ook al wil gebruik, om erkenning aan die gesag en die respek vir God te gee. Nou aan die een kant wil ek graag die eerste gedeelte hanteer om te sê, ek het nie moed nie, maar dit gaan gewoonlik gepaard met sonder God. Godlose hardloop weg, al jaag niemand hom nie. En daar is soort van 3 goed wat 'n rol hierin speel. En die een is 'n skuldige gewete. Nou ek weet, baie mense se gewetens raak met die tyd saam, hulle medepligtiges. Ons sien dit in 'n land van ons, wat die ouens so verbaas lyk as hulle uitgevang word met korrupsie, asof die geld hulle toegekom het, asof hulle dit maar net kon vat. En dan is dit gewoonlik dat jou gewete jou medepligtige geraak het. Maar iemand wat sy gewete skuldig is besig om die hele tyd te leef in die vrees dat jy uitgevang of agtervolg of ongefokus gaan wees. Baie keer praat die mense in die moderne sielkunde van die imposter syndroom. Jy voel jy pas nie hier en alsie. Dis nie heeltemal dieselfde nie, maar iemand wat 'n skuldige gewete het, moet altyd leef met die imposter syndroom saam, omdat hy of sy eintlik die hele tyd voordoen wie hulle nie is nie. En dit maak dit net moeiliker. Ek weet nie of ek die storie al vir julle vertel het nie. Ek het 1 jaar 'n begrafnis gehou toe ons nog in die platteland was, en in die gemeente waar dit was van die VGK kerk, het ek in die saal ingekom, en wat hulle doen dan is hulle sit die kussie voor jou en dan maak hulle dit oop tot hier by die bors se kant, en hier lê hierdie pragtige jong of aantreklike jongman voor my. En nou kan mens maar sê, help jy bly mos nou maar so toe kyk. Nie soort van of die ou gaan lewendig word of ietsie, maar just in case, jy weet daai. En wat gebeur het is die man se gesig, wat hulle doen is, in die proses vir afskeid neem, kom hulle almal in pak blommetjies om. So dit lyk asof hy 'n stralekrans rondom sy gesig het. Jy weet, soos 'n mooi gevorm met alles. So sê ek vir die leier oudeling, Jesus, maar dis 'n aantreklike ou. Is jammer dat hy so jonk dood is. En kyk net hoe nice lyk hy als. Die ou sê vir, doen my nie, daai man. Hy is so skelm gewees, is gewonder het hom doodgemaak nie. So toe besef ek wel, jy kan jou misgis, jy kan die mooiste gesig met al die blommetjies rondom hê, al die make-up aan hê, al die klas van goedes, en dan ergens is jou binnekant of jou binnegoed nog nie reg nie. Nou dis die dilemma met 'n skuldige gewete. Jou skuldige gewete hou jou met jouself besig. En dan het jy nie moed vir die belangrike dinge van die lewe nie. Chuck Swindoll skryf 'n boek of 'n artikel skryf hy Growing Deep in the Christian Life, oor 'n man wat eendag vir hom en sy metgesel heerlike hoender gaan koop het, gebraaide hoender vir ete. Amper soos dis in Amerika plaasgevind, amper soos ons Kentucky tipe effek, maar die ou gaan koop nou 'n gebraaide hoender daar, en die bestuurder van die kitskoste restaurant waar is gee vir hom 'n bruin sakkie waarin veronderstel was die gebraaide hoender sal wees. Maar hy het ongelukkig die sakkie gevat waarin die dag se geld wat hulle moes gaan bank
in was. In daai stadium was dit $800, deesdae is dit 13,000+ rand. So hy gee vir hom die 13,000 rand, maar hy besef nie, dis die geld wat hy gee in plaas van die hoender wat hy gee nie. En die man en die vrou gaan en hulle gaan nou piknik en ontdek die geld en onmiddellik pak hulle op en gaan terug en hy sê vir die bestuurder, ek is 'n eerlike mens, ek wil nie hê jy moet hê, ek het hier na toe gekom om hoender te koop, ek wil hê jy moet weet, ek het glad nie van hierdie geld gevat nie, dis alles daar, jy kan dit tel, ek het dit nie gevat nie. En die bestuurder is so dankbaar en so opgewonde, want dit gebeur nie altyd dat mense geld teruggee wat hulle ergens optel of kry nie, en hy wil 'n foto neem, en hy wil 'n koerant skakel en sê, plaas asseblief 'n foto, want ek wil 'n berig gee, want jy's een van die eerlikste mense wat ek ken. En die man skud sy kop heftig, en hy leun nader en die bestuurder en hy fluister, moenie my naam vir die koerant gee nie. Is iemand anders se vrou wat saam met my is, dis nie my eie vrou nie. So baie keer kan jou gewete so gekontamineer wees, en dat jy eerlik voorkom op een gebied, maar intussen is daar ergens in jou lewensverhaal iets anders wat 'n geraamte in jou kas is. Viktor Frankl het gesê in sy boek Man's Search for Meaning, dat 'n mens se gewete is 'n sinsoekende, 'n betekenissoekende orgaan. Met ander woorde, die oomblik wat jy nie meer betekenis of sin in jou lewe gee nie, is jy besig om jou gewete eintlik te verraai. Nou oor enkele ure en dae is dit aan die einde van 2025, jaar wat nie herhaal sal word nie. En party mag dit as 'n absoluut vrotjaar beleef het, en ander as 'n baie goeie jaar. As jy oor jou jaar teruggaan, is daar eintlik vir albei gewoonlik maar iets daarvan in. Maar dalk is dit juist tyd dat 'n mens vir dit waaroor jy skuldig voel, jy vergifnis vra, vir dit wat jy verkeerd gemaak het, vergifnis vra. Ek moes nou vir iemand om vergifnis vra, oor ek op geelstrepe verby hulle gejaag het om betyds by die kerk te kom by die draai, want ek het gedink, die flikkerligte was nie aan nie, en daar's 'n leerlingbestuurder ergens voor, ek gaan vir ure by die afdraai sit, en toe jaag ek op die rooi verby, so ek vra weer om verskoning daarvoor, so ek bely my sonde vir die jaar. Moet asseblief net nie vir my kaartjie gee nie, my budget laat dit nie toe nie. Maar die punt is net, maak net jou jaar skoon op 'n manier. 'n Tweede gedagte waarom 'n mens ook hierdie nie moet het nie, is 'n innerlike verdeeldheid wat jy het. Want jou innerlike wêreld is nie georde nie. Dit is botsende begeertes, dis dubbele standaarde. Dit raak 'n gebrek aan integriteit. En die woord integriteit is die woord van Latyns af integre, wat eintlik heel beteken. Met ander woorde, alles pas by mekaar. Daar is nie 'n gedeelde fokus nie. Nou in die Nuwe Testament praat die Bybel van, dan sê Jesus, jy kan nie God en Mammon deel nie. Met ander woorde, jy moet 'n keuse maak vir een van die twee. En ek het al agtergekom in my lewe, die oomblik wat iemand sê ja, maar, dan moet jy maar luister, die gedagte is verdeeld, want na die maar sê dit wat die persoon eintlik wil sê. So dis of ja, of dis nee. Dis soos om getrou te wees. Jy sê of elke dag ja vir jou vrou, in die sin van jy gaan kies om met haar geliefd te bly, of dis nee, en jy's in die verhouding is nie meer wat dit moet wees nie. Soos 'n keuse wat 'n mens elke dag maak, om juis hierdie innerlike verdeeldheid nie te hê nie. En daarom beteken dit, as 'n mens dubbelsinnig is in jouself, en jy in jouself nou ervaar, is goed waar jy nie helderheid het nie, maak 'n keuse. Want anders dan gaan jy soos die goddelose die heeltyd hardloop, gejaag voel, en jy weet waarna toe is jy op pad nie. 'n Derde gedagte is 'n swak godsverhouding. Natuurlik kan 'n goddelose ook moed hê. Ek bedoel, dit kos my so baie moed om aan te hou met dwaasheid. Daar's mense wat aanhou met dwelmmiddels, al weet hulle, dit doen hulle nie goed nie. Daar's mense wat aanhou met ander gevaarlike goed, al weet hulle, dit doen hulle nie goed nie. Maar die punt van die saak is, goddeloos beteken, onthou, dis 'n term vir iemand wat nie met God se dinge wil besig wees nie. En daarom hardloop hulle weg vir die eise en die emosies en gebruik ander goed, sien meer kansie. Maar die punt is, jy het 'n swak godsverhouding. Dis vir my baie opvallend hoeveel mense my kom sien in die spreekkamer en dan praat oor die onduidelikheid in hulle lewe, die goed wat hulle plan, wat hulle nie weet hoe om dit te hanteer nie. En dan ergens sal daar altyd min of meer die sinnetjie wees, my verhouding met God is nie meer wat dit was nie. En interessant, wanneer ons dan kom by 'n punt om te sê, kom ek gee net my hart, my lewe weer vir die Here, en ek laat my alles aan die Here oor,
dan somehow kom die ander goed ook weer in lyn. Dan trek dit soort van die res van die goed ook by mekaar. En natuurlik is daar goed wat 'n mens soms uit jou gemaksone uitruk. Daar is situasies in jou lewe wat jy 'n keuse moet maak, 'n besluit moet neem, en jy weet nie hoe dit jou of die mense rondom jou of jou familie of iemand gaan beïnvloed nie, maar jy moet 'n keuse maak vanuit hierdie innerlike ingesteldheid van jou verhouding met God. En dan doen jy die regte ding. Ek wil graag vir julle 'n videoklip wys. Dis 'n videogrif van 'n vragmotorbestuurder, David Fredrickson. Whether you're on the job site or in the garage, don't just protect your hands, enhance them with Material 4X work gloves. Work faster, safer, and cleaner with mechanics wear. The tool that fits like a glove. Whoa, hang on. O'Reilly Auto Parts and Napa Auto Parts stores nationwide. Or online at mechanics.com. I was coming the wrong direction. America's #1 cable news network. I'm not. This is Fox News on Sirius XM 114. Holy cow. That guy's dead, dude. Every night this week we'll be taking a close look at the effects of Obamacare by focusing on how the fiercely independent residents of New Hampshire are dealing with its many changes. My colleague Brett Baer begins tonight by telling us those changes are literally driving many doctors right out of their own offices. Die klanke wat jy in die agtergrond hoor is die radio van die ou wat speel in die vragmotor, en dit is sy dashcam wat besig is om die hele situasie af te neem van 'n ongeluk wat gebeur, motor wat in die brand slaan, op die ouend brand die hele motor uit en als die vraag is, wat sal jy doen as jy aankom met jou vragmotor, met jou voertuig by so 'n tipe situasie? Wat is die ding wat jy sal doen? En dis waarmee die hele, tot die einde van die jaar, volgende jaar, ons gaan mekaar konfronteer is, wat doen ons in so 'n situasie? Hoe is ons godsverhouding in so 'n situasie, sodat ons die regte keuse op die ouend kan maak? En daarom wil ek die tweede punt maak, juis om te sê, en dis die belangrike punt, ek het die moed van 'n leeu in God. Ek het die moed van 'n leeu in God. Nou, die Hebreëse woord wat hier gebruik word, is die woord bata. En dit beteken om te vertrou, om seker en onverskrokke te wees, om veilig te voel. Dis eintlik die vertalingvorm wat hulle ombuig in hierdie spesifieke sin wat sê, Jifta is vol vertroue. In Engels, is bold. 2020 vertaling bring dit 'n bietjie nader aan dit soos in die oorspronklike Hebreëus is, maar die regverdige is vol vertroue. So hierdie moed dui op vertroue waaroor dit gaan. So sien ons kans vir die nuwe, is ons vol vertroue vir die nuwe. Anders gestel, het ons moed vir die nuwe seisoen wat voorlê. Is ons vol vertroue dat God vir ons gaan deurkom, dat ons vir God volledig met dit alles vertrou. Want jy sien, die kontras wat die Spreuke-skrywer maak, is nie tussen moed of nie moed nie. Die kontras wat dit maak is tussen 'n persoon wat saam met God is en 'n persoon wat sonder God is. En dit is die verskil hoe mense jaar hanteer. Want moed of vol vertroue beteken nie dat jy alles in plek het nie, maar jy weet, saam met God kan jy alles in plek kry. Moed of vol vertroue is nie om sonder vrees en bekommernisse te wees nie, maar om te weet, in my vrees, in my bekommernis, is God ook besig met die uitkoms en stap God die pad saam met my. Want jy sien die punt waaroor dit gaan is, 'n regverdige, met ander woorde, 'n gelowige, se vertroue is nie in jouself, jou vertroue is in God wat groter as jy is. So moed of vertroue wees beteken om die regte ding te doen, omdat God die een is wat vir my liefhet, en ek ook daarom die regte ding wil doen, al kos dit ook dalk my lewe. En ek het vir myself 'n geestelike asemhalingsoefening uitgewerk, hoe om in hierdie proses in te gaan, en dit het eintlik begin by 'n lied wat ons destyds begin het, en ons gebruik dit op al ons toergroepe, is 'n lied met die naam van I Surrender, julle ken I Surrender, wat ons op al ons toergroepe speel ons dit in die oggend voor ons die dag begin op die bus, en ons speel dit die aand voor ons die bus verlaat.
En daai ding raak so deel van mense se lewens, dat as jy 'n sang hoor, is jy onmiddellik in daai selfde geestelike ervaring. Nou, dis die gedagte nou om jou lyf te gebruik in hierdie geestelike ervaring om volmoed te wees. Want jou fisiologie en jou teologie loop saam met mekaar. Daarom sal jy sien dat mense hande klap by sommige liedere, hande oplig, hande in gebed samel, voor die Here lê. Fisiologie en teologie, jou fisiologie wys eintlik wat jou teologie. En jou teologie, wat jy van God glo, sit oor in jou lyf en in jou lyftaal. So kom ons gebruik net die voorletter of die lettertjies GVS. GVS om jou fisiologie aan te dui. En die G beteken gee. Gee jouself, en dit beteken blaas net jou asem uit. Doen dit sommer doelbewus. Blaas jou asem nou uit en gee jouself vir God. Sê I surrender as jy daai woorde wil gebruik. Gee net jouself vir God. Want interessant, die woord vir asem is ook die woord vir gees. Dit is dieselfde woord wat in die Ou en Nuwe Testament gebruik word vir die Heilige Gees. Pneuma, wind, asem, is dieselfde woord. So dit alles met jou asemhaling ook te doen. Jou fisiologie en jou teologie. So jy blaas jou asem uit om te sê, ek maak my leeg van myself, ek gee. En dan die V, ek vervul, word vervul deur die Gees. En dan asem jy in. Om jou te herinner, net soos jou asem, net soos die pneuma, net soos die wind, net soos die Gees daar is, asem ek in om te herinner, die Gees van God is in my. Efesiërs 5 sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, want daarmee gaan losbandigheid gepaard, laat die Gees julle vervul. Laat die Gees julle vervul, want die Gees is ook die Gees van wysheid. Gees help jy om situasies te hanteer, help jy om te oriënteer, help jy om koers te kry. So gee, asem uit, V, vervul, asem in, deur die Gees, en dan die laaste een is die S, kom uit daai Efesiërs teks uit, sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Nou die dag luister ek so na iemand, en ek hoor die persoon begin neurie, en het val my toe by, dat wanneer 'n mens in 'n situasie kom waar dit moeilik gaan, en mense begin sing, dan somehow begin die moeilik anders raak, anders hanteer word. Ons moes destyds verpligte militêre diensplig doen, en dan op 'n stadium moes ons met ons gewere bo ons koppe hardloop, en 'n geweer is nie so swaar nie, maar na 'n kilo raak hy al hoe swaarder, en na 2 kilos raak hy nog dubbel sy gewig, en die kilos daarna, so dit raak al hoe moeiliker, al hoe swaarder, en jou arms raak mos al hoe lammer, en dan begin een ou sing, en dan op die ouend sing almal dit, en somehow in die sing, hardloop jy met die geweer bo jou kop, en ek sê nie met 'n geweer gaan doen, bo jou kop gehardloop, ek het eers meer in nie, so singend gaan dit aan. So opvallend in die Bybel, as jy lees in die Ou Testament, het elke slag as Israel iets nuuts moes aanpak wat God hulle stuur, dan stuur hulle, naas die priester, stuur hulle altyd noem het maar die band, die orkes in, die sangers. Kyk maar as hulle deur die Jordaan gaan, dan sing die mense dit daardeur. As hulle oorlog tegemoet gaan, dan sing hulle daardeur. Wat het in Suid-Afrika destyds, of in die wêreld, die mense die meeste bedreig, het die Skotse ouens met hulle doedelsakke. Want as daai ouens begin speel, dan begin die mense die horrie skryf, want hulle weet nie of ons gaan survive nie. So die punt van die saak is met musiek, daar gebeur iets met musiek. Ek het al waarskynlik vertel, maar ek is 1 jaar, tydens militêre opleiding is ek daar in Namibië, en hulle vat my saam met die valskermsoldate. Nou destyds valskermsoldate het hierdie ronde goed gehad, wat soos mushrooms lyk, hy is net bo gekoppel aan 'n kabeltjie, jy spring uit, hy gaan oop, en dan kan jy hom net so relatief stuur tot waar hy is, nie soos hierdie sweef, hierdie vlerke wat hulle amper deesdae gebruik nie. En wat gebeur het is, nou staan hierdie ouens op daar, soos almal jong ouens soos ek, met 'n senior offisier daarby, ek sit by die deur vasgestrap, ek het nie 'n valskerm aan nie. Maar wat die ouens doen, merk ek toe baie op, is presies die ding van sing. Hulle begin sing, en hulle stamp hulle voete, ek kan nou so hard die stampie, want die geluid kom nie deur nie, maar wie as jy daai dwa, dwa, dwa hoor, en hy sing, en so spring hulle uit, toe die laaste ou gaan, soos ek ook reg, om uit te spring. Want dit doen iets aan jou. So die punt wat ek wil maak is, ons kleinseun het vir ons kleinseun 'n lied geskep, ek het nou vergeet wat die program se naam is,
Maar dit is ook een van die kunsmatige intelligensieprogramme wat vir jou 'n lied kan skep. En toe sê hy vir die ding, maar skep vir, en hy noem sy naam vir Mattheus, skep vir hom 'n lied wat sê hy's 'n warrior en hy kan goed tegemoet gaan en wat die ouetjie doen jiu-jitsu en al daai klas van goeters. En daai ding bring die fantastiese lied uit want hy sit nog musiek ook met dit saam. Soos die wonderlike van die lekker goede is om dit te eksperimenteer mee en te kyk. So as jy nie weet wat om te sing nie, vra vir AI om vir jou 'n lied te skryf en te sing en dan maak jy dit jou lied. Maar sit tog ergens iets van God ook in dit, want dis waaroor jy die preek gaan, want die godlose sing ook. Maar hulle het 'n ander tune, so hulle bly koersloos, bly gejaag. In ons geval sing ons graag in ons koppe I surrender. Partykeer moet ek hy song 3 maal speel voor ek regtig surrender. Maar dit doen iets aan jou. Dit verander jou. So die S gaan oor, ons het gesê aan die begin, gee, asem uit, gee jouself God, V, vervul, asem in, laat die Heilige Gees, laat jy bewus word, die Heilige Gees is in jou, en die S is sing, sing jou jaar in, sing jou jaar uit, doen iets aan hom, en as jy nie kan self sing nie, gebruik musiek daarvoor. Ek sien in die gym ook, die ouens met die goed in die ore, en als in die gym se eie musiek, en al die klas van goed, dit doen iets aan 'n mens. Daarom sê die Bybel, sing onder mekaar psalms, lofgesange, ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here, want dis toe hulle gesing het wat die tronkdeure oopgeswaai het, dis toe hulle gesing het wat hulle Israel kon binnegaan, die nuwe Israel, die beloofde land kon binnegaan. Dis met sing wat ons eendag in die hemel vir God gaan prys en gaan onthou, God is alles en in almal. En so vul ons onsself daarmee. Slegte goed gebeur ook met goeie mense, maar wat regverdig is, mense van God anders hanteer is, hulle hanteer die slegte goed anders. Want jy doen dit nie alleen nie, jy doen dit saam met God. Terug na ons video. .com/radio now. That's prosper.com/radio. Material Forex work gloves from Mechanics Wear aren't just tough, they're 4 times as tough. Material Forex gloves last 4 times longer than other work gloves, outperform leather hands down. Whether you're on the job site or in the garage, don't just protect your hands, enhance them with Material Forex work gloves. Work faster, safer, and cleaner with Mechanics Wear. The tool that fits like a glove. Hang on. O'Reilly Auto Parts and Napa Auto Parts stores nationwide, or online at I was coming the mechanics.com. wrong direction. America's #1 cable news network. I'm not. This is Fox News on Sirius XM 114. Holy cow. That guy's dead, dude. Every night this week we'll be taking a close look at the effects of Obamacare by focusing on how the fiercely independent residents of New Hampshire are dealing with its many changes. My colleague Brett Baer begins tonight by telling us those changes are literally driving many doctors right out of their own office. Daar was 'n tweede video. Toe maar ek sal sommer net vertel. I quit medicine. I'm retired from practicing as a podiatrist. The final decision to do so was done the day after the Affordable Care Act was passed. In February, he testified at an event in New Hampshire held by Americans for Prosperity, an anti-Obamacare advocacy group. The Health Care Act was the final nail in the coffin. It wasn't the main reason or the only reason, but it made the decision a lot easier for me. And he's a
Die video het in sy tyd 'n YouTube-sensasie geword. David Fredrickson het vir die joernalis Adam Hunter gesê, hy het nie gedink hy sal hierdie vrou en haar kleindogter uit die brandende motor red nie, want die motor het in 'n vragmotor vasgejaag, of die vragmotor het gestop, ek weet nie wat gebeur het nie. En toe vertel hy die interessante, hy sê hy het vir jare gesukkel met dwelmmiddels. En toe bid hy dat hy 'n vrou sal kry wat hom sal help om daarvan bevry te word, 'n vrou wat ook 'n gesin sal wil hê. En die volgende dag ontmoet hy sy vrou. Sy is 'n pastoor van 'n Russiese kerk, en hy vertel sy vrou bid elke dag vir hom. Hy sê eintlik 2 medebestuurders, die ou wat hom nou elke dag in die vrag moet help, met die naam van Walter Letterman, en hy sê die ander een is sy verlosser Jesus. Nou Walter is ook 'n Christen. En die motor wat in die brand geraak het, het 'n ontploffing gehad. En toe Walter gesê, wat nou nie duidelik op die video was nie, hy dink hulle is almal dood. En toe sê David, hy gaan soontoe, en hy gryp die brandblusser en is hom wat julle daar sien, draf het na dit toe. En terwyl hy hardloop, sê hy, het hy gebid, God laat alles asseblief reg wees met hierdie mense. En hy het die deur oop forceer en die brandblusser gebruik om die vlamme terug te hou, terwyl Walter ook hom help het en 'n ander man die ouma en kleindogter uithaal, en toe vernietig die vuur verder alles. En toe die joernalis vra vir hom of hy nie bang is hy kry seën, het hy geantwoord, "It was the most surreal thing. I was praying the whole time and I didn't feel the heat. I didn't burn my hands. While he asked me later if I knew what was all over the ground, I didn't even smell the gasoline." Weet jy of julle gesien het baie diesel vloeistof daar gelê het nie? It could have lit up and I would have been burnt alive. Wat het hy gedoen? Hy het gedoen wat hy gedink het die regte ding is om te doen. Om soos Jesus iemand se lewe te red. En dis die moed van 'n leeu. Want die God vir wie jy lief is kan storm stil maak. Kan die wind op die see gaan laat lê, kan duiwels uitdryf, kan siekes genees, kan dowes laat hoor, kan blindes laat sien en kan dooies soos vir Lazarus uit die dood het opwek, en ons almal as ons eendag reeds oorlede is of diegene wat nog saam is in die wederkoms laat verskyn. Dis ons God. Dis die een wat vir ons die moed, die vertroue van 'n jong leeu gee. En mag jy dan 2026 binne gaan en laaste stuk van die jaar aanpak met die moed, die vertroue van 'n leeu. God is met jou. Amen. Here, dankie dat U saam met ons is in elke situasie. Dat geen vuur of geen water of geen wind of geen element ons kan weerhou van U nie. Dat U liefde dieper is as dit alles en dat U uit die dood heen na die lewe vir ons bring. En dat U vir ons lewend maak in die lewe en 'n ewige lewe gee. Dankie dat ons elke dag net onsself vir U kan gee, vervul kan leef met die Heilige Gees en kan sing as dinge so aangaan en ons weet, ek weet verseker, Jesus leef. Ons bid om U seën vir die res van hierdie jaar en ook vir die nuwe jaar. Asseblief. Amen.